Vriende, kom ons sluit ons oë, dan bid ons vir hierdie diens vandag. Here, dankie dat ons vandag die doop kon vier, en dat dit ook 'n voorreg is, Here, wat U vir ons gee, en wat U vir Arno en Chanel gegee het om ook ouers te wees, en ons eer U daarvoor. En ek bid, Here, vir hierdie diens vandag, dat U regtig al die eer sal kry, dat U deur ons gebrokenheid sal werk, Here, en dat ons elke tree, ek en oom Piet, net agter U aanloop. Dankie, Here, dat U goed is. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons wandelteks hierdie week, ek en oom Piet het gepraat en besef, ons wil ook nou nie net sê, dis 'n klomp vrae en jy moet nou huis toe gaan en wonder, wat het ek nou vandag van die Here ontvang nie. Dis vir ons belangrik, dat jy hier sal uitstap, met nog steeds iets wat die Here in jou hart kom vassit. En ons het besluit op die teks in 2 Timoteus 3, veral vers 16, ons fokus vandag, wat sê, die hele skrif, baie belangrik, die hele skrif, is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeer deur 'n reg te stel, en 'n regte leefwyse te kweek. Die hele skrif is deur God geïnspireer. En nou het ek myself gevra, het jy al ooit gewonder, wat maak hierdie boek, die Bybel, anders as al die ander boeke? Wat gee hierdie Bybel die autoriteit wat dit het? Wat maak dit relevant? Ja, die Bybel, die antwoord op die vraag oor wat maak die Bybel anders as ander boeke, is in hierdie teks. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Met ander woorde, hierdie skrif is nie net 'n klomp gedagtes van mense nie, God self. Hierdie woordjie inspireer is die Griekse woord theopnestos, theo God, en die woordjie beteken God breathed. Ek hoop jy hoor dit. Die hele skrif is God se asem. Dis wat die Bybel anders maak. Dis soos God lewe in Adam ingeblaas het toe hy hom gemaak het, in Genesis 2 vers 7, God het sy asem in sy neus ingeblaas en hy het 'n lewende wese geword. Sê dieselfde, Hebreërs 4 vers 12, dieselfde asem wat lewe in Adam gemaak het, is dieselfde asem wat God sê is in sy woord ingeblaas. Daarom sê Hebreërs 4, hierdie woord is lewend en kragtig. So wanneer ons vandag die Bybel oopmaak, wanneer jy die Bybel lees, bid ek dat jy hierdie beeld in jou kop sal kry van 'n woord wat nie net letters is nie, maar lewend is, omdat God se asem in jou inkom wanneer jy dit lees. Ons lees nie maar net Bybel nie. Dis God se asem, sy stem aan elkeen van ons. So die Bybel is nie opsioneel vir ons as gelowiges nie, dis noodsaaklik. Die Bybel is nie verouderd nie, dis ewig relevant. Die Bybel is nie 'n klomp inligting nie, die Bybel is transformerend. Dit gee jou nie net inligting nie, dit verander jou soos jy die Bybel lees. Omdat God se asem deur sy woord in jou inkom. So maak vandag saam met ons die Bybel oop, lees dit, leer dit, oordink dit, laat dit jou teregwys, vorm en toerus. Vriende, die Bybel bevat die lewende asem van God. Mag dit in jou lewe kom skep ook vandag. So baie van julle reeds weet, en Peter het nou net genoem, hanteer ons vandag 'n paar van die WhatsApp-opname, wat ons in die begin van die jaar gedoen het, se vrae. En ek dink ons begin
sommer met 'n vraag oor gebed. En ek gaan hom Piet vra, hoekom, 'n vraag wat 'n paar van ons het, hoekom moet ons nog steeds bid, as God my hele lewe alreeds bepaal het? Ja, ons het daarom hierdie goed voor die tyd uitgewerk. Ons almal weet eintlik diep in ons harte dat die wêreld en alles wat in die wêreld gebeur volgens God se wil geskied. En ek dink dit maak baie van ons 'n wiele bietjie pap, dat ons dink, nou maar, hoekom bid ek dan nou? Het dit enige effek as ek bid? En tog aan die ander kant is die Bybel vol daarvan dat God vir ons hierdie onbeskryflike voorreg gee om hom as die skepper en onderhouer van die heelal, ver bo almal verhewe is, wat niemand en niks nodig het nie, dat hy vir ons as mense luister, dat hy vir ons die geleentheid gee om sy wil, luister mooi, te beïnvloed, is die beste woord wat ek kan gebruik, deur ons gebede. So graag wil God hê ons moet bid. So die eerste ding wat ek rondom gebed wil sê, is dat gebed, jy het met daai remote aan asseblief, is dat ons gebed, God werk deur gebed. Hy sê in Markus 11:24, alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang. Nou weet ek, hierdie is nie almal se belewenis nie. Ons vra baie keer, is baie vrae wat ons in die gemeente kry, meeste van die vrae, hoekom hoor God nie my gebed nie? Die volgende sin kan dalk vir jou iets beteken, dit sê, mits julle, jy sal alles ontvang, mits julle my God daarmee vertrou. Vertroue is onbeskryflik belangrik as jy bid. Dit help nie jy bid, dink Jakobus sê dit ook, dit help nie jy bid en jy sê, ag nee, wat u wil sal in elk geval geskied, ek gaan niks vra nie. Die Here sê, jy moet vertrou. Die Message vertaling, die boodskap vertaling sê baie mooi, jy moenie wonder of dit gaan gebeur, of jy dit gaan kry nie, jy moet glo, jy moet aanvaar dat die Here vir jou luister, en dat hy vir jou of sal gee wat jy wil hê, of dat hy vir jou beter sal gee, want hy weet uiteindelik beter, want hy sien baie groter. So moenie wonder nie, wanneer jy bid, God se wil sal in elk geval geskied, maar wanneer jy bid, wil ek amper sê, bring jou kant, jou bydra tot die gebed is om vir God te sê, ek vertrou u heel hartig. Dis een van die kernaspekte Bybel wat ek al in my lewe agtergekom het. Vertrou die Here. Bid en gaan vir jou gebed asof alles wat jy gevra het gaan waar word. Moenie twyfel nie. Hy sê ook in Jakobus iewerster dat die Jakobus 5:16 sê dat gebed 'n kragtige uitwerking het. Dit is dat Elia gebid het toe daar nie reën geval het nie en toe dit gebid. Ek wonder of ek hom kan stop. Daar was 'n vraag, of kan ons regtig bid dat God se wil moet verander? Want ons sê nou God weet alles, maar kan ons bid dat as hy dalk iets vooraf besluit het, dat sy wil moet en kan verander? Die antwoord wat ons vir julle graag wil gee is uit die Bybel uit. Daar is sulke voorbeelde in die Bybel. In Jesaja 38 vers 1 tot 4 word die verhaal vertel van koning Hiskia wat 'n goeie koning was, hy het goeie goed gedoen en toe word hy skielik baie ernstig siek en toe stuur die Here vir Jesaja na hom toe en hy sê vir hom, Jesaja 38, hy sê vir Jesaja, gaan sê vir ou Hiskia, hy moet maar sy goedjies in orde kry, hy gaan binnekort sterf. Dit ou Hiskia verskriklik getref, hy raak toe bitterlik aan die huil en hy sê vir die Here, Here, maar ek was 'n goeie koning, ek het gedoen wat u gevra het, net dit, want die Here lees sy hart. En toe stuur die Here vir Jesaja terug na hom toe, en in Jesaja 38 vers 4 sê die Here het toe vir Jesaja gesê, gaan sê vir Hiskia, so sê die Here, die God van jou voorvader, ek het jou gebed verhoor. Ek het jou trane gesien, jou erns. Ek sal jou lewe met 15 jaar verleng en jou die stad en die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal
die stad beskerm. Jy sien, so God het sy aanvanklike besluit oor Hizkia verander, nadat ou Hizkia in gebed voor hom gelê het. So dit kan gebeur, wat die Bybel sê. Besef, God, en ek dink daar's nog voorbeelde, jy moet gerus gaan lees in die Bybel 'n paar keer, waar God iets besluit het, en dan op die ou einde sy wil heeltemal verander. Oom, watse maniere is daar nog? Hoekom moet ons nog bid, as God reeds ons lewe bepaal? Okay, so ons het nou gesê, God werk deur gebed, en dit is belangrik dat 'n mens dit verstaan, dat God sy werk doen deur gebed. Hy wil met jou kommunikeer, hy wil hê met sy hart vir hom gee, hy werk deur gebed. Die tweede rede hoekom gebed werk, of hoekom ons moet bid, is omdat gebed uiteindelik 'n verskil aan my en jou maak. Nou, die naaste voorbeeld wat ek daarby kan uitkom, is met my verhouding met my vroutjie. Wanneer ek my hart met haar deel, dan verander ons albei se harte. Met ander woorde, ek kom nader aan haar, wanneer ek met haar gesels, kom daar intimiteit, en presies dieselfde ding gebeur met God. Wanneer ons bid, is ons eintlik nader aan God as wanneer ons nie bid nie. Ons het direkte kommunikasie met hom, en dit verander uiteindelik ons eie harte. Ek het 'n idee, ek kan nie my kop op 'n blok sit daaroor nie. Ek het 'n idee, dit is iets wat met Jesus gebeur het in Getsemane, dat Jesus met sy Vader geworstel het, en dat sy hart uiteindelik verander het, omdat hy nader aan die Vader gekom het. Hy het by die Vader geword en sê, hier's my wil, doen dit asseblief, en op die ou einde het dit hom so naby aan die Vader gebring, dat die Vader hom diep in sy binneste oortuig het, maar seun, my wil is die beter een. So kom ons volg dit, en toe het Jesus gesê, laat u wil geskied, nie myne nie. Ek dink boonop, nog 'n belangrike aspek van gebed, en ek dink iets wat ek en jy moet besef, is dat die Bybel nooit sê, bid as jy wil nie. Die Bybel sê, bid sonder ophou. 'n Opdrag. Met ander woorde, God sal nie vir ons sê om te bid as dit nie nodig is nie. So al vergeet ons die goed rondom gebed, en het God dit bepaal, het dit nie, moet dit vir ons genoeg wees om te sê, God maak dit 'n opdrag. 1 Tessalonisense 5, bid sonder ophou. Nie 'n opsie nie, nie 'n keuse nie, doen dit. Want, ek dink soos oom gesê het, dit het waarde vir onsself, vir ons verhouding met God, en selfs om te vra, Here, sal u wil verander? Jy kan hom vra, hy luister na jou. En dan die belangrike, ons kan al hierdie goed van God vra, maar onthou, God sê hy weet die beste vir jou. En hy doen wat vir jou die beste is. Al voel dit nie vir jou so nie, al wil jy hê dit moes anders lyk. So ons kan bid dat God se wil verander, dit doen iets aan ons, en dis 'n opdrag. So die tweede vraag uit die opname wat ons gedoen het, interessante vraag, is of daar boeke uit die Bybel weggeneem of weggelaat is. Is daar boeke wat ons nie in hierdie Bybel het, soos ons dit nou ken? En ek weet, en dalk ken julle al die woord, daar's boeke wat nie deel is van die Bybel nie, en ons noem dit apokriewe boeke. Nou die woordjie apokrief is in Grieks apokryphos, wat 'n verborgenis of 'n geheim beteken. So daar is boeke wat nie in die Bybel is nie, wat ons noem apokriewe boeke. Ek wonder of oom nie iets met ons net wil deel. Ja, verskillende kerke en verskillende gelowe glo anders oor die apokriewe boeke. Die Rooms-Katolieke Kerk byvoorbeeld en die ou Oosters-Ortodokse Kerk het nie soveel probleme met die apokriewe boeke nie. Hulle aanvaar dit, want dit stem baie keer ooreen met hulle leerstellings. Maar ons is deel van die protestantse tradisie. Die NG Kerk kom uit die protestantse kerke wat onder die hervormers weggebreek het van die Rooms-Katolieke oor sekere leerstellige probleme. En baie van hierdie leerstellige probleme waaroor ons weggebreek het, word juis in die apokriewe boeke gebruik.
So die eerste beswaar wat die protestantse kerke teen die apokriefe boeke het, is dat die boeke nooit sê, so sê die Here nie. Dis asof dit net mense is wat dit skryf. Die tweede beswaar wat ons het teen die apokriefe boeke, is dat hulle leerstellings verkondig wat in stryd is met dit wat ons glo. Hulle glo, ek weet nie of jy dit weet nie, maar die Rooms-Katolieke Kerk nou nog vandag glo in iets soos die vage vuur. Wie weet van dit? Wie het al gehoor? Ek sien 'n hand daar agter. Die vage vuur sê die Rooms-Katolieke, as jy nou 'n bietjie nonsens aangevang het of te laat in hierdie lewe vir Jesus aanvaar het en jy gaan dood voor jy dit gedoen het, dan gee God vir jou nog 'n tweede kans. En ek weet daar's baie van mense wat dit graag sal wil hê, maar ons dink dis so 'n bietjie in stryd met die Bybel. Want die Bybel sê daar's een pad en die Bybel sê jy moet Jesus aanvaar terwyl jy lewe, anders is dit verby. Die tweede ding is ook dat die apokriewe boeke geweldig baie maak van werke. Ek het net nou toe ek vir Lukas gedoop het gesê, jy kan niks doen om jou sonde te vergewe, behalwe om daarmee na die Here toe te gaan nie. Daar's baie mense wat dink, ek kan iets doen, ek kan iets bydra, ek kan by die kerk betrokke raak, ek kan sorg dat my lewe in lyn is, ek kan Bybel lees en bid, en hierdie goed sal maak dat God sy siening van my verander. Maar dit werk nie so nie. Ons kan nie op grond van werke by die Here uitkom. Ons kan onsself nie aan die Here voordoen, die Engelse sê present, deur dit wat ons doen of iets wat ons goed doen nie. Want die Bybel sê, Johannes 14:6, een pad na die hemel toe. Jesus sê daar, ek is die weg, ek is nie, ek het nie, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan sê hy verder aan, niemand, hoor julle dit, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So dis die probleme wat ons het met die apokriewe boeke, en dan is daar ook sekere apokriewe boeke waar daar deur die eeue al geskiedenisfoute uitgewys is. Ons sal op 'n volgende keer met jou 'n bietjie praat oor sogenaamde foute ook in die Bybel, maar die apokriewe boeke het foute. Maar jy kry dit. Jy kan dit koop en jy kan dit lees as jy daarin belangstel. Hierdie boek is die apokriewe Ou en Nuwe Testament, verlore boeke uit die Bybelse tyd. Dis deur baie bekende gereformeerde teoloë geskryf en jy kan dit lees. Al wat ons net vir jou wil vra is, onthou net, die primêre boodskap van die Bybel sê, geen ander pad as Jesus nie. Die primêre boodskap van die Bybel sê, maak jou saak reg terwyl jy lewe. Want anders is dit verby. As die Here die wederkoms kom, is daar nie weer 'n kans nie. Ons lees dit nêrens in die Bybel. So dis wat ek vir jou sê, lees dit gerus as jy wil. As jy my boek wil leen, is jy ook welkom. Dan was daar 'n vraagie. Die volgende vraag was oor die feeste. Daar is mense wat dink hierdie feeste wat so in duisende in die Bybel voorkom, is nog feeste wat ons moet doen. Nou, ek weet, Leroy stel gelukkig daarin belang, so ek hoef nie daarin belang te stel nie. En ek wil vir hom vra om vir ons 'n bietjie meer te sê oor die feeste. Ons lees van hierdie 7 feeste, Levitikus 23, kan ek gou sien, wie het al ooit gehoor van die feeste? Het daar iemand al vir jou gesê om dit te onderhou? 7 feeste, Levitikus 23, en oompie die ding waarin ek eintlik so belangstel, is die feit dat Jesus al hierdie feeste eintlik klaar vervul het. Ongelooflik. En ek wil so vinnig saam met jou deur dit gaan. Die eerste fees is wat ons baie goed ken, en dis Paasfees, en Pesach in Hebreëus, en die betekenis van Paasfees in die Ou Testament was eenvoudig maar net om Egiptenaar, die Israeliete te herinner hoe God hulle gered het in Egipte deur die bloed van 'n lammetjie. En ek en jy weet baie goed, Jesus het dit kom vervul, Paasfees, toe hy ons paaslam geword het. En hy ons deur sy bloed kom red het. So dis die eerste fees wat hulle vier in Levitikus 23. Paasfees, ons weet Jesus het dit kom vervul, toe hy vir ons sonde sterf. Die tweede fees is die fees van die ongesuurde brode, Ha'ich Hamatzot. En dit gaan maar eenvoudig daaroor dat hulle het
'n fees gevier en hulle die suurdeeg verwyder, amper as 'n teken daarvan dat ons sonde verwyder word. So dat hierdie fees nou maar eintlik net gevier om te sê, hulle sonde word van hulle weggevat. OK? En dit gaan oor 'n lewe van heiligheid en hoe belangrik dit is. En ons weet, wat het Jesus aan die kruis kom doen met my en jou sonde? Weggevat. Jesus kom vervul daai fees om te sê, jy het nie nodig om 'n fees meer te vier nie. Ek vat jou sonde weg. OK, die derde ene is die fees van die eerste opbrengs. Bikorim is die fees. En die betekenis daarvan was dat nou soos oestyd is, sou die mense die eerste opbrengs van hulle oes vat en hulle sou dit aan God offer as 'n teken van dankbaarheid. En Jesus kom vervul, dit is nogal ongelooflik, dat dit die dag is, daardie offer, is die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood. So 1 Korintiërs 15 vers 20. Die vierde ene is die oesfees, is Shavuot, en dis net om te sê, Here, dankie vir die koringoes wat hulle gekry het, en dit word ook gekoppel aan toe God die wet gegee het vir die volk, né? Die 10 gebooie. So die fees word daaraan gekoppel. Nou weet ons dat God sê ons het 'n nuwe verbond, en wat het hy nou vir ons gegee nadat hy hemel toe is? Die Heilige Gees. Raai op watse dag? Die dag van die oesfees. So God sê, dis nie nou meer die wet wat jy nodig het nie, ek gee vir jou my gees. So hy vervul dit, die geboorte van die kerk. Dan is daar die fees van die trompette, en dis Yom Terwa. En hierdie dag het hulle trompette gespeel in die dorpe om die mense op te roep om tot bekering te kom. En ek dink so aan die kerkklokke wat lui, nee, om vir mense te sê kom. Nou daai fees, trompette speel, uitnodiging dat jy tot bekering moet kom. En ek besef toe vandag nog het ons daai uitnodiging van God om tot bekering te kom. Maar hulle sê ook, baie interessant, dat hierdie fees gaan later nog vervul word as Jesus weer kom. Dan sal daar trompette geblaas word. So Jesus het dit klaar vervul om te sê elke dag is 'n uitnodiging tot bekering, maar ook 'n uitsien na wanneer Jesus weer kom. Die 6de een is die fees van versoening, en dit sê letterlik wat dit sê, dit was die heiligste dag wat hulle 'n fees gevier het, 'n dag van bekering en 'n versoening vir hulle sonde, en ons weet dit is vervul deur Jesus, Hebreërs 9, hy is ons hoëpriester en hy het ons met hom versoen. Die laaste ene is die hittefees, Sukkot, en hierdie fees het hulle gevier om te herinner aan God wat hulle gelei het in Egipte, in die woestyntog, en hoe hulle in hitte gebly het. En ons weet ook, deur die Gees lei God ons elke dag, klaar vervul, maar hulle sê ook dat die fees nog gaan vervul word, weer eens as Jesus kom om vir altyd op 'n nuwe aarde saam met sy volk te wees. So, dis sommer so in kort 'n samestelling, die 7 feeste wat in die Bybel is, Levitikus 23. Mense dink nog die feeste moet gehou word, en miskien ken jy iemand wat in 'n geloof is. Ek weet nie baie van die geloof nie, maar ek weet veral die mense wat messiaanse Jode is, wil nog hierdie feeste vier en allerhande sulke goed doen. En hulle is dalk jou vriende en hulle beïnvloed jou dalk, en dan voel jy skuldig dat jy nie die feeste doen nie. Maar die antwoord uit die Bybel, moet ons die feeste nog doen, is 'n doeteenvoudige gewone nee, want ons het Jesus. Ons doen nie meer die feeste nie, want ons het Jesus. Daar's nie eers twyfel vir my en vir Lido in die Bybel en vir ander mense ook, of die feeste nog regtig nodig is nie. Alles is in Jesus vervul. As jy wil fees vier fees oor Jesus. Jy kan die feeste doen as jy wil, maar die fokus moet die heeltyd op Jesus wees. In teksvers wat ons vir jou wil gee is Kolossense 2 vers 16 tot 17, waar
waar die Here in die boodskapvertaling, ons lees dit daar uit, sê, julle moet julle nie steur aan mense wat met dik reëlboeke na julle toe kom en vir julle voorlees hoe godsdienstige mense eintlik moet lewe nie. En dan sê die gedeelte wat ek daar op die Proxima het, die klomp feeste en kos, wat vir hierdie mense so heilig en ek wil sê belangrik is maar 'n skaduwee van die een wat regtig heilig is. En dit het ek nou nie opgesit, die res van die vers sê, omhels Christus daarom liewer. So onthou net, dit gaan nie meer oor die feeste nie. Die feeste was 'n vooruitskouing na Jesus toe. Dit gaan nou oor Jesus, hy is hier by ons. Kom ons herken hom, kom ons vier fees oor Jesus en saam met Jesus. Is nie nodig dat jy al hierdie 7 feeste meer op 'n gereelde basis moet doen nie. Ja, ek dink is nie meer voorskriftelik nie. En die teks wat Piet nou net gelees het, sê in die Nuwe Lewende Vertaling, moet dis net toelaat dat enige iemand na jou toe kom en jou veroordeel oor wat jy eet of drink. Hulle moet jou ook nie veroordeel omdat jy sekere feesdae vier en dit nie vier nie. En ek wil nou sommer, dis nie eens die deel nie, sommer sê oor Kersfees en al hierdie goeders. Moenie dat enigiemand jou veroordeel oor feeste wat jy vier of nie vier nie. En ek wil aansluit by Piet om te sê, Paulus sê vir ons, vier Jesus. As jy wil vier hom. Want hy het in elk geval al hierdie feeste alreeds vervul. Daar's nog 2 vragies wat ons met jou moet hanteer, kan ons dit maar doen? Is julle nog reg? Hoor julle wat gesê word? Die tweede vraag, die volgende vraag wat ons wil hanteer, is vir my nog, dis 'n goeie vraag, maar dis eintlik met 'n traan in my hart wat ek dit sê. Ek is mal oor die hemel, ek sien baie uit daarna om hemel toe te gaan, want ek weet my saak met die Here is reg, en ek weet ek gaan na hom toe gaan, en ek dink dit gaan 'n ongelooflike lewe wees. Maar iemand het gevra, is daar net plek vir 'n sekere aantal mense in die hemel? Het jy ouetjies al aan jou deur kom klop? Ek weet nie, hulle doen dit deesdae nie meer, daai Jehova getuies, nê. Dan kom sê hulle Rian 144.000, dis al plek in die hemel. Dan dink ek by myself, ons God wat die hele aarde geskep het, vir biljoene mense, sal 'n hemel skep vir 144.000. So, common sense, begin net daar, wie aanbid ons? En wat is die mag en almag wat God het? Maar hulle glo, 144.000, en hulle lees dit in die Bybel, so moenie net veroordelend teenoor wees nie. Openbaring 7 vers 4 sê, ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Onthou julle ek het 'n rukkie terug daaroor gepreek dat ons dra die merk van God. En hy sê ek het gehoor van die getal wat aan God behoort en daar was 144.000. So die getal wat hier in Openbaring is, en dis hoe jy dit moet verstaan, is 'n simbool van al die gelowiges. Wys jou gou hoe dit werk. So hierdie is my eie opinie, asseblief. Daar's klomp mense wat klomp redes het en dit op 'n klomp maniere verduidelik. Hierdie is een manier om by die getal 144.000 uit te kom. 12 stamme van Israel, Ou Testament. Almal wat in die Ou Testament, nee, so daai mense, Ou Testament. Dan kom hy maal 12. As jy 12 dink, Nuwe Testament, apostels. Hoeveel? 12, Nuwe Testament, maal 1000. Ek gaan nou sê 1000. Dit is 144.000. Die getal wat Openbaring van praat. So 12 stamme van Israel, 12 apostels, Ou Testament, Nuwe Testament. 1000 in die Bybel is 'n getal wat, julle weet soos ons vandag 'n biljoen het. As ek nou vir jou moet vra, kom skryf gou vir my 'n biljoen op die bord. Dink julle ons gaan 'n hele klomp van ons wat nie gaan weet wat om daar te skryf nie. In die Ou Testament was die 1000 dieselfde verteenwoordiging. 'n Getal wat nie alles kan saamvat, hoe baie dit eintlik is nie. So in die antieke tyd het dit so gewerk, om te sê, hulle het nie die vermoë gehad om 1000, dis was vir hulle
enorme baie. Ek vat jou terug Bybel toe, Psalm 50 vers 10 sê, God besit die vee op 1000 heuwels. Beteken dit God het net 1000 heuwelse vee? Nee, dis 'n beeld om te sê alles en almal. En dis, vriende, waar die getal 144.000 apostels, stamme van Israel, die volmaakte, die baie alomteenwoordige getal wat ons nie eers kan tel nie. 144.000. So 144.000 is nie al plek in die hemel nie. Dis vir die wat glo. 144.000. Vir my bevestig of hierdie mannetjie reg opgetel het hier. Koos kan ons maar paas op sy wiskunde. Koos sê ook is bietjie. Nee, ek kan nie so vinnig maal en optel nie. Maar die werklikheid is, daar is net sekere hoeveelheid plekke in die hemel. Is julle so stil? Wonder jy of jy een het? Die Here sê in Johannes 14:4, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En dan sê hy verder aan, ek gaan om vir julle plek te berei, dus hy opgevaar het hemel toe, ek gaan vir julle plek voor te berei, en ek kom terug, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Met die wonderlikste gerusstelling hierdie, want ons weet dat dit gaan rof gaan aan die eindtye, die aarde gaan ontplof en alle goed gaan gebeur, rotse gaan skud, maar jy gaan nie bang wees nie, want die Here gaan kom om jou te kom haal. Maar die geheim van die plekke in die hemel is nie 144.000. Die geheim in die plekke is, daar is vir elke een wat sy hart vir Jesus gegee het, 'n plek in die hemel. Want voor jou geboorte het Here al geweet wat jy gaan kies. Het die Here al geweet wat jou uiteinde is. Klein Lukas wat ek vandag gedoop het, die Here weet waar gaan Lukas heen, nog voor Lukas gebore is, want die Here kyk uit die ewigheid na ons toe. So die getal plekke in die hemel is gereserveer vir Christene. As jou hart vir die Here gee, hierdie teks wat ek gelees het, begin ook met die woorde, moenie ontsteld wees nie, as jou hart vir die Here gegee het jy 'n plek in die hemel, wat Jesus vir jou betaal en gekoop en voorberei. So ek hoop dit stel julle gerus, daar is nie net 144 plekke nie. Maar die vraag is ook, wat ek vandag ook vir julle wil sê, as jy vandag hier gesit het, en jy het genip oor die 144.000, is dit dalk omdat jy nog nie seker is waar jy heen gaan nie. En julle weet, ons doen dit baie met julle, ek wil bitter graag weet, die Here wil jou bitter graag in die hemel hê. Hy sê, hy stel selfs die wederkoms uit in sy woord, 1 Petrus 3 vers 9, hy stel die wederkoms uit, nie omdat hy wag nie, maar omdat hy geduldig is, sodat meer mense hulle harte vir die Here moet gee. So jy het 'n plek in die hemel, jy kry hom net, as jy Jesus aanvaar. So ons praat van mense, en dan is die groot vraag, die laaste vraag wat ons vandag gaan hanteer, dit is het gevoel of ons nog niks gedoen het nie, so lekker gaan het, maar daar was 'n vraag, Genesis, die skepingsverhaal, wat sê God het Adam geskep en toe vir Eva, en hy het hulle uit die paradys gegooi as gevolg van hulle sonde, en dan lees ons dat hulle 2 seuns gehad het, en dat hierdie 2 seuns het met vroue uit die ooste getrou. Nou is die vraag dan natuurlik, waar kom daai vroue vandaan? Ons lees net in die skepingsverhaal, dat God skep vir Adam en Eva. Waar is die res van die mense? Wie het hulle gemaak en waar kom hulle vandaan? Daar's weer eens nie 'n klinkklare antwoord op hierdie nie. Daar word baie gespekuleer oor waar die ander mense vandaan kom. Ons het so 'n bietjie gelees ook, en ek het al lankal van die opinie,
die teorie wil ek amper sê waarvoor ek kies wat met my hart resoneer, is die feit dat die Bybel nie 'n geskiedenisboek is nie. Die Bybel vertel nie vir ons van die wêreldgeskiedenis, van al die geskiedenis. Die Bybel vertel vir ons van God se geskiedenis met sy kinders. Dis maar 'n gedeelte, ek gaan nou vir julle dit prakties probeer wys. Die Bybel fokus op God. God het die wêreld geskep aan die begin, toe het niemand geweet van hom nie, dat dit hy is nie, want hy is onsigbaar, net so dit vir ons is. En toe moes God 'n manier kry om homself aan mense bekend te stel hier op aarde, om vir hulle te sê, ek is die God wat alles gemaak het. En die manier waarop God dit gedoen het, was om dit deur mense te doen. Die manier waarop hy met mense optree, wat hy vir hulle doen, hoe hy hulle treat, hoe hy vir hulle sorg en so meer, is die manier waarop ander mense dan, ek hoop julle volg dit, vir God sal leer ken. Dit werk amper soos in jou huis. Ek dink nou aan klein Lukas wat ek gedoop het. Lukas het sy oë oopgemaak en hy sien hier is hierdie twee mense wat heeltyd met hom te doen het, maar op daai stadium weet hy nog nie dis sy ouers nie. Naarmate hy bietjie ouer word en hierdie mense begin 'n rol speel in sy lewe en hy begin hierdie mense ken deur wat hulle doen, dat hulle goed is. Later van tyd praat hulle met hom, hulle deel hulle self met hom. So stel hulle self aan Lukas bekend en hy erken hulle later as sy ouers en hy word lief vir hulle. Dit is dieselfde proses wat ek glo wat God in die wêreld gedoen het. Hy het begin en dit is nou deel van ons teorie. Ek net my goedjies hier kry. Kom ons sê die Here, en dit is so, die Here het al die mense in die wêreld, dis nie almal nie, maar jy is hier, ek het seker gemaak, jy is hier, jy kan net nou kom kyk, jy is hier so. God het al die mense in die wêreld gemaak, daar was aanvanklik nie net Adam en Eva nie. Ons sien vroeg, in die Genesis verhaal, soos Lero dalk ook al gesê het, dat daar ander mense was met wie Adam en Eva se kinders getrou het. En die vraag is juist waar hulle vandaan kom. So ek glo, God het aanvanklik 'n klomp mense gemaak, nie net vir Adam en Eva nie. Maar om homself bekend te stel aan die wêreld, het hy, hulle is nou wel nie klere aan nie, maar hulle sit daarom agter 'n bossie, het hy vir Adam en Eva gemaak. Hy het hulle gemaak en hy het besluit, hy gaan deur Adam en Eva homself aan die wêreld bekendstel. So die manier waarop hy met hulle opgetree, dit wat hy vir hulle gedoen het vir die wêreld begin wys, maar hier is iets anders aan hierdie twee. En so het hulle kinders gekry en so het hulle familie groter geword, en ek wil nou hierdie twee strepe gebruik, om vir jou te sê, mens dui dit half so met 'n driehoek aan. Ek hoop hierdie maak vir jou sin. Nou waar is hierdie gommetjie nou? So, die Here het vir Adam en Eva gekies as die mense, deur wie hy homself in die wêreld wil bekendstel. So nou het Adam en Eva se familie gegroei en gegroei, hulle het ander mense ontmoet, ander mense teëgekom en het baie gefight met mekaar in daai tyd, en deur hierdie familie het die res van die wêreld gesien hoe God met sy mense optree. En het hulle vir God leer ken deur die manier waarop hy met sy mense optree en dit wat hulle sê. Maak dit vir julle sin? En as ek dit nou baie kort vir jou kan stel, die Bybel vertel daai geskiedenis. Nie hierdie nie. Die Bybel vertel die, ons noem dit in hogere taal wat ek op universiteit geleer het, heilsgeskiedenis, wie dit al gehoor? Heilsgeskiedenis beteken net die geskiedenis van God se verlossing van die begin af. So ek hoop dit maak vir jou sin, as ek dit so sê, dat die Bybel is letterlik 'n greep, as ek dit nou in my eie taal kan sê, 'n greep uit die wêreldgeskiedenis.
En daarom sê hy alles nie. Hy sê nie alles van die geskiedenis nie. En daarom was daar ook ander mense waarvan die Bybel nie praat nie. Ek dink die tweede ding wat baie belangrik is, en ek glo julle het dit al 'n paar keer by ons gehoor, is konteks, né? Die woordjie konteks. So jy moet nou baie belangrik onthou, die Bybel is geskryf vir 'n sekere groep mense wat in 'n sekere tyd geleef het in 'n sekere konteks. OK. En dit was nie, ek weet dit klink dalk vir ons belaglik, maar dit was nie nodig om vir mense te sê God het ander mense gemaak nie. Want hulle was daar en hulle het geweet God het die mense gemaak. Dit was vir hulle soos wie sou dit anders doen? So dit was nie nodig om te skryf God het nou Piet, Jan, Koos, San almal gemaak nie, want hulle het geweet wie dit gemaak. Hulle het geweet dit was God. En om dit vir jou prakties te verduidelik, as jy Genesis 2 gaan lees, die skepingsverhaal in Genesis 2, en jy gaan lees die skepingsverhaal van Genesis 1, gaan jy dink, hierdie goed maak nie sin nie. Want Genesis 2 vertel oor God wat die mens gemaak het, en dis basically amper dit. Want vriende, die mense in daardie tyd het net nodig gehad om dit te weet. God het ons gemaak om in 'n verhouding met ons te wees. Dit was nie vir hulle nodig om te sê wie die bome gemaak en wie die son gemaak en wie die diere gemaak nie, want hulle het geweet dit was God. Hulle het nie enigsins iets anders verwag nie. Toe wat gebeur is, hulle word in ballingskap weggeneem en hulle begin ander volke sien, hierdie mense hier, en hulle begin sien hierdie ouens aanbid die son. Hierdie ouens aanbid die maan. Hierdie ouens aanbid bome. En die priesters gaan skryf die skepingsverhaal van Genesis 1 om vir hulle te sê, julle aanbid die boom, raai wat? God het die boom gemaak. Jy aanbid die son, raai wat? God het die son gemaak. Volg julle my? Dit het nooit nodig gehad in die Bybelse tyd om te sê, God het al die mense gemaak nie, want mense het dit geweet. Ons dink, die Bybel is 'n geskiedenisboek, wat vir ons 'n klomp geskiedenis moet leer. Die Bybel is nie 'n geskiedenisboek nie. Dis 'n verhoudingsboek. Wat God vir mense wil wys, hoe lyk 'n verhouding met hom? Het God ander mense gemaak? Wie sou dit anders doen? Dan gaan ek vir hom vra om vir ons vandag so 'n bietjie saam te vat en te deel. Ja, ek wil nie regtig saamvat nie. Ek wil net vir jou sê, as 'n mens, ek wil nou begin by waar Leroy begin het, oor die asem van God wat in die Bybel is, net soos wat sy asem in Adam en Eva ingeblaas het, en dit het gelei daartoe dat hulle lewend geword het, dat hulle kon lewe, en al die ander mense het so ontstaan, ek en jy ook. En ek wil net terloop sê, ek en jy is ook in hierdie familie van God, dis hoe ons hom leer ken, dalk was ons buite, ons het leer ken en ons het binne ingekom, en dis nou ons werk ook om deur dit wat ons doen en dit wat ons van God sê en hoe ons optree, wat mense vertel wat hy doen om die evangelie verder te vat. Nou ek weet ek is hier en ek is nie beter as jy nie, ek het net die keuse gemaak om Jesus Christus te aanvaar as my verlosser, as jy dit dalk nog nie gedoen het nie, wat jy jou uitneem om te doen. So ek weet ek is hier. En omdat ek hier is, glo ek het 'n keuse gemaak, ek glo dat die Bybel die woord van God is. Dat dit sy asem het. Dat sy lewende asem in die Bybel is, al is dit net bladsye vir ons, dit lyk vir ons soos bladsye. Hebreërs 4:12 sê die Bybel is lewend en kragtig. En elke keer as ek die Bybel lees, dan beleef ek hoe dat die gees van die Here my verander, hoe dat dit lewe en hoop in my inblaas, omdat ek die keuse gemaak het om dit te glo. En daarom glo ek dat God alle mense gemaak het. En daarom glo ek wil die Here vandag ook aan die einde van hierdie diens vir jou uitnooi om jouself meer bloot te stel aan die Bybel. Ek hoop jy het vandag gehoor en ek hoop jy onthou dit, dat die Bybel die lewensasem
van God is. Dis wat die woord inspireer beteken. En dit kan nie anderster wees nie. Daar's ander goed fout in jou lewe as die Bybel jou nie verander nie. So onderwerp jou aan die Bybel. Groei in jou verhouding met die Here en lees meer dikwels die Bybel. Kom ons bly so sit voor die Here. Ons Hemelse Vader, dalk was dit vir baie van ons vreemd vandag, dat die diens so was. Maar Here, ek weet, en ek en Leroy vertrou ook vir U daarvoor, dat U ook vandag weer eens, deur ons gebrokenheid en ons verkeerde woorde dalk, of dalk goed wat ons nie reg glo of reg verstaan nie, dat U vandag ook mense kon aanraak, soos U ons aangeraak het. Dit was vir ons 'n heerlike journey om deur hierdie vrae te werk. Dit was vir ons heerlik, Here, om te sien hoe dat U eenheid gebring het tussen al die vrae. En daarom wil ek vir U vra, Here, dat U vandag ook sal gebruik om vir elkeen van ons wat hier is te help om onsself aan U te onderwerp, om ons lewens aan U oor te gee, om ons bloot te stel aan die lewensasem wat daar in U woord is. Dankie dat U so goed is vir ons. Dankie dat ons ook deur ons gebede 'n invloed kan hê op dit wat U doen. Ek loof U naam in die naam van Jesus Christus. Amen.